Goed, graad 12, kom ons kyk na aktiwiteit 5, die laaste enetjie wat ek het oor bankversoening. Die inligting het betrekking op Plastin handelaars vir April 2020. Nommer 1. Toon die inskrywings wat in die kontantjoernale aangeteken moet word. Dan moet jy die bankrekening saldo doen. Dan moet jy die bankversoeningsstaat doen. En dan vra hulle weer vir jou 'n interne kontrole vraagie. Soos julle sien, nog elke keer is daar oral 'n interne kontrole vraagie, so weet maar, daar gaan 'n interne kontrole vraagie wees. OK. Inligting wat hulle vir my gee. Inligting uit die bankversoeningsstaat op 31 Maart. Ek wil net gou weer kyk, ons moet vir April 2020 doen. Goed. So inligting op 31 Maart, so dis die ou bankversoeningsstaat. So jy sien ook nou al die patroon van daar's altyd 'n ou bankversoeningsstaat. Ongunstige saldo volgens die bankstaat, deposito, EFO's en ongunstige saldo volgens die bankrekening. OK, dan gee hulle vir jou die voorlopige totale inligting en onder sê hulle vir jou die bankstaatsaldo is die balanserende bedrag. OK, nou wat baie belangrik is met hierdie aktiwiteit, wat ons nou nie in die vorige gehad het nie. Hulle gee vir jou hierbo ongunstige saldo volgens bankstaat, maar moenie hom gebruik nie. Dit is die vorige maand se, ons skryf ons hierbo in, saldo volgens bankstaat. Nou dit is laas maand sin, maart maand sin. En ons wil nou maart maand sin hê nie. Ons moet nou met april maand sin werk. So daai een is 'n ou een. Maar ons gebruik wel die bankrekening saldo vir ons begin saldo altyd om verder mee te werk. OK. Goed. So, kom ons kyk gou-gou. Het hulle my totale vir my ingeskryf in die KOE KBJ? Hulle het ja. OK. Ons lees gou eers hier. Let wel, die deposito in die bankstaat op 3 April verskyn. Goed. Ons kan hom afmerk. Onderstreep ek hom in plaas van afmerk. OK, daai een gaan ek ook doodtrek, want soos ek sê, ons gaan nie hom gebruik nie. Volgende een, EFO nommer 690 het korrek in April se bankstaat op 2 April as 14.450 verskyn. Goed, so hy het toe verskyn, maar ons het ingeskryf 11.850 en dit moes 14.550 wees het. So ons het daai EFO so bietjie te min ingeskryf. OK, so kom ons werk gou uit. R2.700 te min wat ons ingeskryf het. EFO. So EFO's kom in die KBJ, so 2.700 skryf jy daar in die KBJ. OK, klaar met hom. Voorlopige totale, hulle klaar vir jou geskryf. Inligting C. Inligting in April 2020 se bankstaat wat nie in die joernale verskyn nie. OK. So, EFO Nkosi huurder, so ons het geld gekry 31.350. So skryf hom in jou KOJ. Volgende een, debietorder na Quick versekeraar, so dis versekering, so dis 'n uitgawe. Okay, nou wat nou nogal, ek sien nou, ek gaan nou gou weer teruggaan, maar wat nogal gaaf is van hierdie een is hier's 'n debiet en 'n krediet, so al die kredietbedrae behoort geld ontvang te wees en al die debietbedrae behoort geld betaal te wees, maar dis ook nie altyd nie, mens moet maar versigtig wees. Maar die volgende een, EFO X Glaasfit herstel van winkelvensters, so dis herstelwerk, 2.975 is 'n betaling. Okay. Dan die volgende ene, sê hulle net rente. Nou weet mens nie of het rente ontvang of rente betaal is nie. Dus ek moet ek nou gesê het ook van die debiet en die kredietkante. So krediet beteken dis geld ontvang. Waar is jy nou? So daar is geld ontvang. So dit is basies bedrag wat in die KOJ sal verskyn. En dan die debietkant is basies bedrag wat in die KBJ sal verskyn. OK, so dit help ook nogal. Maar alle aktiwiteite en oefeninge wys nogal nie dit nie. Maar OK, KOJ.
R150. Right. Volgende een, internetbankfooie, twee van hulle. Die bank het foutiewelik die internetbankfooie gedupliseer. Hulle sal dit volgende maand regstel. So die een moet ek inskryf, maar die ander ene, ja, moet ek basies op die bankversoeningsstaat gaan regmaak. So die een moet ek inskryf in die KBJ, maar die ander ene wat hulle ekstra afgetrek het, moet ek in die bankversoeningsstaat gaan inskryf. Ok, so in die KBJ gaan ek wel R180 inskryf. Maar die ander R180, soos ek sê, gaan ek in die bankversoeningsstaat gaan inskryf nou. Sal dit nou gou doen. Onthou net van hom. Kom ons highlight. Jammer, die video het uitgesny. Kom ons probeer gou weer verder gaan. So ons is nou by die deposito inskrywings in April se KOJ wat nie met die bankstaat ooreenstem nie. Ok, so daar was 'n inskrywing in die KOJ, so dis depositos met ander woorde. So daar's enetjie wat nie met die bankstaat ooreenstem nie, en dan is daar nou nog een 44.000 op die 29 April. Het sê die bankstaat toon dit as 33.500. En toe het 'n ondersoek getoon dat die kontantstrokie se totaal wel 44.000 is, maar dat slegs soveel gedeponeer is. Die tekort kan nie opgespoor word nie en moet afgeskryf word. Ok, so wat nou hier gebeur, dit is 'n baie interessante een. Ja, dit is 'n baie interessante een, soos ek sê. Daar's nou geld weg, met ander woorde. As ek dit nou net so plain kan stel. So, as ons nou kyk, hoeveel geld is weg? 44.000 minus, daar's 10.500 wat weg is. Ok, so daai geld wat weg is, moet ons nou afskryf, en dit moet ons in die KBJ skryf. Ja, dit was veronderstel om ontvang te gewees het, maar dit is nou weg. So hy moet daarin kom. Ok, en dan is daar inskrywings in die KBJ wat nie in die bankstaat is nie, so dit is uitstaande EFO's. Goed, kom ek doen gou eers die optelling nou van die KOJ en die KBJ. Onthou jou totale aan die bokant om dit ook by te tel. 97070. En dan die KBJ. Kom ek tik geweer en ek het nou so vinnig getik. Tel ek reg op julle? Iewers het ek, wag, iewers het ek dink R180 van my is die reg, wag gou. Waar was hy gewees? Dit was R800. Hoekom ek 180 ingeskryf het? So. Niemand weet nie, dit moet 800 wees as die internetbank voor jou. Verskoon. $91515 was hy. Ok, dan moet ons die banksaldo uitwerk. Nou, banksaldo begin altyd met 'n beginsaldo. Die beginsaldo was R350. Plus die KOJ bedrag, minus die KBJ bedrag. En dit gee vir ons R5.940.
5. Het ek reg ingetik? Kom ons kyk gou weer. Wag gou. Dat ek net gou mooi gaan kyk. Hierso, sien, daar maak ek weer 'n fout van nie lees nie. Dit was 'n ongunstige saldo. So hy begin met 'n negatief. Dan moet ons met 'n negatief 350 begin. Wag, ek gaan hom aftrek na die tyd. Met hierdie sakrekenaartjie van my. Hierdie sakrekenaartjie is nie. Ag, aarde. $5205. Okay, julle kan ons nou natuurlik op julle sakrekenaar met 'n negatief begin. My sakrekenaar is net nie so slim nie. Okay, so 5205. Goed. Dan, bankvoorsieningsstaat, saldo volgens die bankstaat. Dit is ons vraagteken. Hy eindig met saldo volgens bankrekening. Dan, ons gaan hê krediteer, uitstaande deposito's. En ons gaan hê debiteer, uitstaande EFO's. En ek weet daar was 'n foutiewe bedrag ook gewees. Ek sê sommer 'n regstelling van EFO. OK, uitstaande deposito's. Dit is dan nou net daai een wat uitstaande is. 27750. Dan die uitstaande EFO's. Daai tweekies. 8600 en 7300. Okay, die een is nommer EFO nommer 880 en die ander een was nou nommer 889. Met sy bedrag ook hier insit vir ons. Okay, dan die regstelling van daai EFO, dit was daai R800 bank fooie wat 2 keer afgetrek was. So dit was afgetrek, so hulle moet weer bytel. So dis aan die kredietkant R800. En aan die saldo volgens bankrekening was 'n positiewe saldo, so aan die debietkant van 'n bankrekening 5205. En dan moet ons optel en ons bankstaat kry. 28550. Die kant ook 28550. En dan as ons die 28550 vat minus ons bedrag aan die debietkant, daar was nou nog 'n banksaldo ook wat onder my bewoording wegsteek, is dit 7445. En dit is dan die bankvoorsiening. Goed. Hier is nou nog 'n vraagie aan die onderkant. Hulle sê as interne ouditeur is jy nie gelukkig met die beheer van kontant in hierdie onderneming nie, verduidelik 2 probleme om jou vermoede te bevestig, haal syfers aan en gee raad oor hoe elke probleem in die toekoms vermy kan word. Nou die een groot probleem wat ek nou nogal baie vinnig raak gesien het, is hierdie geld wat missing is, die 33500 wat inbetaal is, maar dit moes 44000 gewees het, so dis daai 10500 wat weg is. So dis die eerste grootste probleem, dat hier is diefstal of bedrog, en dan, ja, diefstal of bedrog wat daar is, 10500 rand wat af moes word weens deposito van 44000 wat net as 33500 inbetaal was. Jy hoef nou nie so breedvoerig te skryf, jy kon maar net sê die deposito van 44000 wat net soveel inbetaal was. Nou ja, wat kan mens nou doen? Wat se raad?
EFO's moet deur senior persone gemagtig word. Daar moet altyd dokumente wees. Daai van ja, verdeling van pligte, verskillende persone moet geld ontvang en gaan deponeer ensovoorts. Daar is klomp. Nog iets wat daar was. Die van die deposito's is nogal baie laat. As mens nou kyk hierso, die 2de April, nee, nie daai een nie, sien daai een nie, sorry. Sien daai een nie. Gou, waar is nou die een wat ek nou gesien het? Was nou een gewees, 28 April, nee, het was nie hy nie. O nee, dit is hy. So die een is nog uitstaan aan die einde van die maand, en daar was eintlik laas maand was daar ook so een, sorry, daai 50.400 ook 'n deposito wat in die joernaal was, maar nog op die bank staat nie, so dit word in die joernale ingeskryf, gee het my die idee, dat die bedrag word ingeskryf in die joernale, maar dit word nie so vinnig gedeponeer nie. So mens kan nou maar sê, deposito van 50.400 en die 27.750 was nog uitstaande elke keer aan die einde van die maand. Ok, nou paar goed wat mens nou hier kan sê, is dat sulke groot deposito's moet onmiddellik of moet dadelik die volgende dag inbetaal word. Nee, dit moenie 'n week later inbetaal word, dit moet sommer die volgende dag inbetaal word. En dan natuurlik die ander ding wat ons ook mos altyd kan sê, is reël met die bank, dat jy SMS kennisgewings kry sodra geld inbetaal is. Want dan kan mense ook dadelik sien, okay, wanneer is die geld inbetaal, en mense kan dit vergelyk met jou KOJ en sien, okay, dis wanneer dit ingeskryf was, maar eers 5 dae later is dit inbetaal of hoe ook al, so ja, dit kan mense ook dan nou doen. Okay, graad 12, dit is die einde van vraag 5 en die einde van bankversoening. Die volgende paar video's sal dan nou oor krediteure versoening gaan.